Goeiemôre, baie welkom by ons boodskap vanoggend. Mag ons almal se belewenis wees dat ons deur die woord geïnspireer word en deur die Gees dit wat ons vanmôre hoor en ervaar en beleef, lewend in ons gemaak word. Kom ons begin dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre weer saam kan wees rondom u woord. Dankie dat ons kan weet u het vir ons 'n baie spesifieke wil en doel wat u vir ons wil kom leer en vir ons help om dit te verstaan. En daarom is ons saam as gelowiges, Here, want saam leer ons ook vir u beter verstaan as wat ons baie keer alleen is. Ons wil vir u vra dat u vanmôre vir ons sal kom seën deur die gedeelte wat ons lees en wat ons sal oordink en dat u self deur die Gees die naprediker sal wees wat dit in ons harte sal kom vasmaak en vir ons sal help om te gaan leef in gehoorsaamheid soos u van ons vra. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die afgelope paar weke, vir die wat saam met ons ingeskakel is, kyk ons na die brief van Kolossense. En ons kyk daarin hoe ons moet leef vir Christus, na aanleiding van ons jaartema vir Christus, vir mekaar en vir ander. En ek wil so oomblik aanhaak by donderdag se hemelvaartsgeleentheid en by ons gemeente het Ferreira vir ons die diens gelei en waar ons hemelvaart saam gevier het en gesê het wat beteken dit regtig vir ons. En die van julle wat hier was sal onthou dat ons gepraat het oor die woord getuie, want dit was die laaste boodskap wat Jesus vir sy volgelinge gegee het. En baie keer as iemand sê, dit was daardie persoon se laaste woorde wat hy gegee het voor hy weg is, kan ons maar daarna luister, want dis waarskynlik wat Jesus wou gehad het ons moet onthou vir die res van ons lewe. Daai bekende vers in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees hier en daar tot aan die uiteindes van die wêreld. En nêrens verwag Jesus van ons dat ons Jesus moet wees nie. Hy wil hê dat ek Theo moet wees, dat jy moet wees. En so goed as wat hy vir ons lei en vir ons help, moet ons dit gaan uitleef wat hy vir ons kom sê. Ons moet vir Christus gaan leef. Nêrens word ons geforseer om mense te oortuig nie. Ons moet net gaan getuig en dis die Here Jesus wat self mense oortuig en dinge laat gebeur. En ek en jy het ons mekaar gesê donderdag aand is die enigste afbeelding van Jesus. Want in Genesis staan daar ek en jy is beeld van God gemaak. Daarna kom sê God op 'n stadium jy mag geen ander afbeelding van my maak nie. Geen afgod maak wat lyk soos wat ek is nie, want ek het die mens gemaak wat beeld van my is. En daarom is dit fantasties dat ons geroep is om te gaan getuies wees, om beeld van God te gaan wees. As mense na ons kyk, dan moet hulle vir Jesus sien. Ons moet vir Christus gaan verkondig. En as 'n mens dan nou na die boek Kolossense kyk waarmee ons besig is, na die 4 hoofstukke, dan word daar op 'n paar plekke gesê van hoe ons vir Christus moet leef. In hoofstuk 1 byvoorbeeld word daar baie sterk gekonsentreer op ons wat die identiteit kry by Christus. Wie ons is. En dit is op grond van wie Jesus is en hy is die Here oor alles en oor almal. En dis ons identiteit, ons is dit wat Jesus vir ons kom maak het. In hoofstuk 2 kom waarsku Paulus oor 'n klomp valse leerstellings wat die mense hoor. Dinge wat hulle hoor wat nie gebaseer is op Christus nie, want ons moet vir Christus gaan leef. En nou in hoofstuk 3 en 4, waarna ons vanmôre kyk, so 'n paar verse daarvan, kom lees ons amper wat die hoogtepunt is, wat Paulus kom sê, dit is die hoogtepunt, dit is hoe julle moet wees as julle vir Christus gaan leef. En dan die tema eintlik wat hy vir hulle wil kom sê is, ons leef vir Christus deur ons gedagtes op die dinge daarbo te stel, op die hemelse dinge en die hemelse waardes. So om te leef vir Christus behels ons gedagtes, met ander woorde dit wat ons bedink, die waarheid wat ons bedink, en dit raak ons harte, met ander woorde ons voel op 'n manier in ons harte, ons moet iets doen teenoor iemand of teenoor 'n saak wat oor ons pad kom. Dit behels ons hande, met ander woorde wat ons doen. En alles word gerig en gevorm deur Christus wat alles vir ons is en sy genade vir ons kom gee. So kom ons lees 'n paar verse in Kolossense 3 wat hierdie hoofstuk 3 en 4 inlei om te sê hoe ons moet lewe. Kolossense 3 vanaf vers 1. Aangesien julle
saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlikheid kom deel. Ek dink byvoorbeeld, die beeld wat hier gebruik word, is eintlik baie duidelik, dis 'n beeld van iets wat jy moet aflê, wat jy van ontslaan moet raak, wat jy moet uitlos, wat jy nie meer moet doen nie. Met ander woorde, jy moet sterf aan iets, sê hierdie paar verse. En dan moet jy iets anders kom opneem en 'n deel van jou maak, en dit begin doen, en skielik, as jy dit deel van jou maak, dan kom jy agter, ek leef 'n nuwe lewe. En ek dink, dis die proses, dit is wat God van ons vra. Ek dink byvoorbeeld aan voorbeelde wat ons het oor die superheroes waarmee baie van ons groot geword het. Byvoorbeeld Clark Kent wat 'n doodgewone joernalis is. Maar wanneer hy sy kostuum aantrek, nuwe klere aantrek, dan verander hy in 'n Superman en dan kan hy alles doen. Hy kan vlieg, hy kan beter sien en hoor as enige iemand anders. Ek dink aan Tony Stark wat eintlik maar 'n gewone entrepreneur of besigheidsman is. En dan as hy 'n ysterpak aantrek en word hy Iron Man, en dan is hy feitelik onoorwinnelik. En wanneer Peter Parker, wat 'n doodgewone, vreemde, onsekere tiener is, amper iemand wat dikwels misgekyk word, wanneer hy sy Spider-Man pak aantrek, dan kan hy die ongelooflike dinge doen, hy kry 'n nuwe identiteit, 'n nuwe doel. Hy verdedig ander, hy beveg die bose, en hy skielik 'n baie verantwoordelike persoon. En ten diepste is dit hoe ons geloofslewe gaan, of hoe ons lewe vir Christus moet lyk. Want daaroor moet ek en jy daagliks kom dink en verander en groei. Daagliks 'n nuwe identiteit van Christus aanneem en wys deur 'n ander geestelike kleed wat ek en jy aantrek. Deur ons suksesse, deur wat ons het, deur wat ons doen, baie keer ook deur ons mislukkings, wat ons op 'n nuwe manier vir mense wys, dit is wat Christus van ons verwag. Ek dink die groot vraag in Kolossense 2 en 3 is waarskynlik, hoe lyk dit om elke dag vir Christus uit te leef? En nou noem Paulus in hoofstuk 3 en 4 van Kolossense so 3 dinge wat vir hom belangrik is. Die eerste ding wat vir hom belangrik is, van hoe jy gaan leef vir Christus, is dat jy eers moet sterf aan jouself. Die dinge wat jy het en wat jou aandag aftrek, moet jy eenvoudig aflê, ontslaa raak daarvan. Die dinge wat jou vashou en keer om die mens te wees, wat Jesus wil hê jy moet wees, moet jy van ontslaa raak. Kolossense 3 staan in vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. In 'n ander brief praat Paulus van die geloofswedloop, wat ons hardloop, en dan sê hy, ek maak myself los van wat agter is. Met ander woorde, ek raak ontslae, ek sterf aan die dinge wat agter my is, en ek span my in om die wenstreep te bereik, om daarby uit te kom. Die gedurende agterlos van dinge wat jou vashou en keer, dat jy kan wees wie God wil hê jy moet wees. En dis wat die Here Jesus byvoorbeeld net voor sy kruisiging ook sê, as hy met sy volgelinge en ander mense daar rondom hom wat stap, sê, een ding, belangrike ding wat jy moet doen, is jy moet, soos 'n koringkorreltjie moet jy sterf, anders gaan jy nie oorvloedige vrug kan dra nie. Soos 'n aflê en neerlê van iets, wat veroorsaak dat jy 'n nuwe kragtige manier van groei het, en baie vrug kan dra. So wat vra dit van my en jou? Ek dink daar's 'n sekere deel van elkeen van ons lewe, wat nie deel is van God se plan vir ons nie. En ons moet dit uittrek soos klere, aflê. En hier in vers 5 van Kolossense 3 noem Paulus 'n paar voorbeelde van die dinge wat ons moet aflê. Hy sê byvoorbeeld hier, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel is van julle lewe, en dan noem hy dit, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is.
En dit is waarvan ons onsself moet losmaak en moet sterf. En hierdie is nie 'n lysie van 'n paar dinge wat volledig is nie. Ek en jy kan self gaan dink, wat is daar in ons lewe wat maak dat ons vasgehou word? Johannes die Doper kom sê op 'n stadium, hy moet meer word en ek minder. Minder van myself, meer van God. Op 'n stadium kom Jesus by die ryk jong man en hy sê vir hom, wat jou gaan meer maak, is as jy ontslae raak van die dinge wat jou weghou van God, gaan en verkoop alles wat jy het en gee die geld weg en kom dan en volg my. Die disippels, Petrus, Johannes, Jakobus, wat daar by die visserskytjies is en Jesus kom en sê, kom agter my, kom leef vir Christus. Dan sê hy, los julle skytjies net hier en kom agter my aan en volg my. Dalk beteken dit vir jou en vir my dat ons verskille wat ons met ander mense het, moet aflê. Een kant toe moet skuif. Want soos Paulus hier in vers 11 sê, as dit oor Christus gaan, dan sê hy hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, ander taal, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. So as ek en jy dink ons wil 'n getuie wees, dan gaan ek vertel en ek gaan leef soos dit wat naby my is, wat ek ervaar, wat ek beleef, wat ek sien elke dag. As ek van Christus wil getuig, dan moet ek dalk verder wegstaan van die ander dinge wat my aandag aftrek. Want anders gaan ek aan mekaar daaroor praat en daarin leef en dit vir mense vertel. En dis waarvoor ek bekend sal staan. Ek moet sterf aan sekere dinge. Die tweede ding wat Paulus kom noem, hoe ek regtig vir Christus leef, as jy nou gesterf het aan iets en dit as ware uitgetrek het, dan moet jy weer iets anders kom aantrek wat God wil hê jy moet aantrek. Soos Spider-Man en Superman en Iron Man. In Kolossense 3 vers 12 tot 17 word hierdie aantrekproses beskryf. Hier staan byvoorbeeld in die nuwe vertaling, in ons vertaling wat ons lees, julle, vers 12, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Dit moet deel wees van julle. In die ou vertaling, en dis letterlik soos wat dit in die Grieks ook staan, word die beeld van klere gebruik. Want hier sê Paulus in die ou vertaling, vers 12, beklee julle dan, trek aan, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Trek dit aan. En dit wat ons aantrek, wys op die ou ende wat in hoofstuk 1 staan, wie ons, of wat ons identiteit dan regtig is. Ander woorde waarvoor ons bekend staan. Dis nie ons goedheid, of die feit dat ons so oulik is, of so gehoorsaam is, wat maak dat ons vir Christus leef nie. Dit is wat ons aantrek, geestelike klere wat ons aantrek, en die Gees help vir ons om op so 'n manier uit te leef, en op so 'n manier 'n getuie te wees vir Christus. En dis die nuwe klere wat ons moet aantrek. En daarom kan ons sê, trek elke dag van vooraf aan, opnuut, vra vir die Here, kom beklee my met dit wat U wil hê, ek moet vandag aan hê, om U doel te bereik met my lewe. In 'n ander brief natuurlik, die baie bekende wapenrusting van God, skryf Paulus ook oor dinge wat ons moet aantrek. Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting aan, geestelike klere, wat God julle gee, sodat julle op die pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. En dan, 'n paar verse verder in Kolossense 3, dan praat Paulus weer van die aantrek, as hy sê in vers 14, hy sê, en beklee julle bo dit alles, trek aan as boekleed, beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Dis die eerste ding wat mense sien, as hulle aangestap kom na jou toe, dit wat jou boekleed is, hulle sien, hier's 'n stuk liefde wat jy aangetrek het. En Paulus sê, dit is hoe jy vir Christus gaan leef. Interessant, wanneer ek reg aangetrek is, kry ek nie koud nie. Of ek kry nie sonsteek nie. Of ek word nie deurnat as ek in die reën loop nie. As ek nie so aangetrek is nie, dan word ek siek. En die siekte maak my lam, en dit maak my moeg, dit maak my kwaad, en dit maak my moedeloos. Want ons trek onsself nie aan met die dinge wat Jesus vir ons gee nie, om ons te beskerm nie. En daarom sê Paulus,
As jy iets afgelê het, maak seker dat jy die regte dinge deel van jou lewe maak, sodat jy vir Christus kan leef. Die derde ding wat Paulus kom sê, vir Christus beteken, dat al jou verhoudings sal kan getuig. Almal wat met jou in kontak is, sal kan getuig, jy leef vir Christus. Dit behels al ons verhoudings. En die res van Kolossense 3, kom skryf Paulus daaroor. Hy skryf oor ons huwelike, hy sê ons moet mekaar respekteer, vir mekaar lief hê. Hy sê kinders en ouers moet mekaar so hanteer dat Christus verheerlik sal word daardeur. Hy sê in ons werksverhoudinge moet ons so met mekaar werk, dat Christus oral sigbaar sal wees. En dan skryf hy in vers 23, dan sê hy, en wat julle ook al doen, al julle verhoudings, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. In hoofstuk 4, en hy kom sê vir ons, wat is die vierde ding wat hy dink, wat ons nodig het om 'n lewe vir Christus te kan leef. En hy praat van 'n toegewyde gebedslewe en 'n getuienis wat ons moet leef. Toegewyde gebedslewe, verlede naweek het ons gebedsnaweek gehad. Getuienis, lewe van getuienis wat ons met hemelvaart herdenk, die belofte wat Jesus gee vir sy volgelinge. En dan lees ons in Kolossense 4 vers 2, volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Vers 6, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, dink aan jou getuienis. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. So gebed gaan altyd saam met 'n lewe vir Christus. Want nadat Paulus byvoorbeeld in die ander boek in Efesiërs oor die wapenrusting van God praat, dan sê hy ook, gebed is die ding wat dit bevestig en dit krag gee. Hy sê hierso doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Die 4 dinge. En dan kom Paulus by die afsluiting van Kolossense en hy leer ons eintlik 'n baie mooi ding van die lewe saam met Christus. Jy hoef nie 'n Paulus te wees nie, sê hy. En jy hoef nie 'n Tychicus te wees nie, of 'n Onesimus te wees nie. Gaan lees gerus daai laaste gedeelte. Of 'n Aristarchus te wees, of 'n Barnabas, of 'n Markus te wees nie. Gaan wees die persoon wat die Here wil hê jy moet wees, daar waar jy geplaas is. En daarom kom Paulus en hy skryf, as hy praat oor die hele boek, leef vir Christus, dan noem hy al hierdie mense wat op hulle eie manier, op hulle eie plek vir Christus leef. Want om vir Christus te leef, is nie 'n Sondag ding nie. Dis 'n daaglikse oorgee, daar waar ek en jy is. Of soos ons gehoor het, die uittrek van jouself. Dis vir Christus leef. Jy trek die slegte, die ou mens trek jy uit, en jy trek die nuwe mens aan, om vir Christus te leef. Die nuwe klere soos vergifnis, meelewing, en al die mooi dinge wat die Here vir ons vra om te wees. En om toe te laat dat hy aan jou afgee, in jou woorde, in jou werk, in jou gesin, in jou getuienis. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here. Doen dit vir Christus. Kom ons bid en kom ons vra dat die Here vir ons sal seën. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie boek ook iets kan lees van u hart, as u mense kom roep, soos Paulus aan die begin gesê het, julle is nou nuwe mense. Julle moet nou nuut leef. Help vir ons, Here, om afstand te doen van die dinge wat ons swak maak. Help vir ons om dit aan te trek, dinge wat u wil hê, ons sterk kan maak in die geloof, en dan om so te gaan leef, Here, dat ander mense kan sien in elke verhouding, in elke gesprek, en ook in my persoonlike stilte tyd, daar leef ek soos wat u wil hê ek moet leef, en daar kom u na vore, daar gee u af aan my lewe, en daar kan ek uit u krag uitput, om dit te gaan aangee na die mense rondom my. Wil u vir ons gebruik, waar ons is, waar u ons roep, waar u ons stuur, die mense wat u oor ons pad bring, dat ons regtig sal 'n getuie wees, soos wat u vir ons gevra het, toe u met die hemelvaart weg is van u volgelinge af. Maar dankie dat ons kan uitsien, na een van die dae waar ons dit vier, dat u Gees gee, om juist vir ons te kom vul met liefde en krag en selfbeheersing, om te gaan doen waarvoor u ons geroep het, sodat ons vir Christus kan leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag. Totsiens.